Goeiemôre almal, dit is Woensdagoggend, dit is vandag die 25ste Junie, jaar 2025 is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber, vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor reinheid en onreinheid. Om in die teenwoordigheid van God te kom en sy heerlikheid te beleef, kan baie gevaarlik wees, want God is heilig en hy is rein. Die mens wat voor hom gaan staan, moet ook rein en heilig wees. Reinheid dui in die Ou Testament daarop dat die priesters hulle aan bepaalde regulasies moes hou wat gekeer het dat hulle liggame in God se oor onrein sou wees. Vir die Nuwe Testamentiese mens bestaan reinheid voor God daaruit dat ons in Christus regverdig verklaar is en daarom het ons die vrymoedigheid om na God se troon van genade te kan gaan. So reinheid is om jou hart op net een ding te rig, om God in Christus te ken. Halleluja. Kom ons gaan lees 'n paar gedeeltes hier uit God se woord uit. Die eerste ene, Levitikus 11 vanaf vers 44 en 45. Want ek het die Here julle God toon dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. Want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, want ek is heilig. Halleluja. Dan Esegiel 36 vers 16 tot 23. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, toe die huis van Israel in hulle land gewoon het, het hulle dit verontreinig met hulle wandel en met hulle handelinge. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die maandelikse onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet vanweë die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met hulle drekgode verontreinig het. En ek het hulle verstrooi onder die nasies en hulle is versprei in die lande. Ek het hulle geoordeel volgens hulle wandel en hulle handelinge. En toe hulle by die nasies kom waarheen hulle getrek het, het hulle my heilige naam ontheilig, deurdat hulle gesê het, hierdie mense is die volk van die Here en hulle moes uit sy land uittrek. Toe het dit my ter harte gegaan om my heilige naam ontwil, wat die huis van Israel ontheilig het onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir hulle, die huis van Israel, so spreek die Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar terwille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal sy groote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, as ek julle voor hulle oë as die heilige laat ken. Halleluja. Ons laaste gedeelte is hierso in Markus 7 vers 25 tot 23. Daarop stel die fariseërs en die skrifgeleerders hom 'n vraag. Waarom wandel u disippels nie ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande? En hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinstes geprofeteer en gesê, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leerlinge te leer van gebooie van mense. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas, die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en julle oorleweringe te onderhou, want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe, maar julle sê, as ek aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my geniet, is korban, dit is 'n offergawe, dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. So maak julle dan die woord van God kragteloos deur die oorleweringe wat julle bewaar het, en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle so baie. En hy het die hele skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister almal na my en verstaan, daar is niks wat van buite af in die liggaam ingaan, wat hom onrein kan maak nie, maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy van die skare af in 'n huis gekom het, vra sy disippels hom oor die gelykenis, en hy sê vir hulle, is julle ook sonder verstand? Begryp julle nie, dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom onrein kan maak nie? Omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak dat al die voedsel
rein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Van binne, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed en dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne en dit maak die mens onrein. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons bid en vra, Here, dat U ons sal help om 'n rein lewe voor U te kan hê. Here, sodat ons onsself nie sal skuldig maak aan enigiets wat onrein is, wat ons kan ontheilig om voor U te kan kom. Here, seën ons in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Halleluja, amen en amen.